Môre. So daar was hierdie reuse ongeluk op die hoek van die straat. Een ou sê, hy het lankal voorspel, hy het gesien het gaan gekom, hy het geweet gaan kom en dit was onvermydelik, het moes kom. Die volgende ou kom en sê, ek het die ongeluk gesien, het was 'n boom crash, was hierdie groot ongeluk en die goed het gespat. En die derde ou sê, wie het seer gekry, was daar iemand wat kom help het, om kom regmaak het. En 'n vierde ou skryf 'n storie heel wat later daaroor en dan sê hy, jong, daar was hierdie een kant gewees, dan was daar die ander kant gewees en dan was daar nog 'n derde. Welkom, jy is in die Nuwe Testament. Ons is by die gebeurtenis van die millennium, van die eeue, van die al die tyd en dis nie 'n ongeluk nie, maar 'n huge gebeurtenis. Trouwens, Jesus self noem dit, dis die goeie nuus, dis die gospel, dis die evangelie, die evangelion in Grieks, dis die groot gebeurtenis, en 4 ouens moet dit beskryf. Eerste ou se naam is Matteus, hy sê, ek het lankal sien kom man, en hy vertel vir hulle uit die Ou Testament, het lang stories daaroor, hy sê, Jesus was al lankal voorspel. Markus, hy is die opgewonde ou, hy sê, waar die ou by ongeluk goeders gesien, spat het, sê hy, Jesus het gekom en kragdadig, 'n klomp wonderwerke gedoen, en hy sê, sinnetjies is sommer so kort, hy wil die boodskap oordra. Lukas is die dokter, en hy sien die seer, hy sien die mense wat uitgeskuif word na buitekant toe, hy sien raak, dat mense wat melaats is, vrouens, en hy trek hulle binnekant toe na die sentrum toe. Johannes kom bietjie later en sê, wag 'n bietjie, kom ek verduidelik vir julle Jesus van 'n heeltemal ander perspektief af. Kom ek vertel vir julle dat hy die herder, goeie herder was, dat hy die hek was dat hy die brood van die lewe was, dat hy die wyn is en van 'n heeltemal ander perspektief af gee hy die Nuwe Testament. Dit is die storie van Jesus. Ons gaan die volgende paar weke stil staan by die storie van Jesus, maar dis wat die evangelies kom doen het, om van verskillende hoeke af kom kyk, terloops, wat een is nou reg? Natuurlik al 4. Natuurlik vul hulle mekaar aan. Natuurlik kyk elkeen van 'n ander oogpunt af, maar is dieselfde storie. Verskillende perspektief vir verskillende gehore geskryf, verskillende mense moes verstaan en daarom is die boodskap dalk anderster van Matteus en Markus en Lukas en Johannes, maar is dieselfde boodskap. So ouens, is vir my so ongelooflik dat God homself kom bekendstel in hierdie wêreld, vanuit verskillende oogpunte uit, verskillende ouens se benaderings uit, en hy sê, ek wil myself kom present aan julle. Hy doen dit nog steeds, nee. Partykeer het ek hom so nodig, en ek krap in die psalms, en so hoor ek, hy is my herder. Ander kere voel ek on top of the world, ek wil sing, en dan sê hy, hier is Psalm 150, loof hom met die tromme, en die simbale en alles. En so kan ek elke keer op 'n ander manier, hoe ek ook al voel, beleef wat God op 'n ander manier by my is en in my woon en saam my wil wees. Ja, ek is so opgewonde dat dit saam met julle te deel. En nou moet ek eers gou 'n stukkie vertel van voor bladsy 1 van die Nuwe Testament. Daar's 'n tydperk wat baie ouens 'n donker tydperk noem, 400 jaar, waar daar nie 'n boek geskrywe is nie. Maleagi is die laaste boek en Matteus en daai stukkie tussen Maleagi in die Ou Testament en Matteus nie, 400 jaar se oënskynlike stilte, maar God is so teenwoordig in daai tyd toe Alexander die Grote daar in bewind was, toe Romeine aan bewind gekom het, toe Matthias en daar 'n hele klomp ander ouens rebellies gevoer het. Dit was God ook daar om te sê, maar daar kom 'n dag en dit is bitter naby wat ek die wêreld gaan verander, omdraai. En dit gaan soos hierdie ongeluk wees, want hierdie happening wees. En hy gaan daar wees. En hy was toe daar. En hy het in ons lewens ingetree. En hy kom verander ons lewens vandag nog. En hy kom verander my lewe en hy verander jou lewe elke dag. Kom ons loof hom van verskillende kante af. Partykeer is hy dalk 'n rustige ou, partykeer 'n opgewonde, partykeer met groot bang, ander kere met baie diep, intense, amper Gregoriaanse musiek. Maar kom ons raak stil voor hierdie groot God wat ons aanbid. Here, een ou sou het nooit alles kon vertel nie. 2 ouens kwaadlik, 3 ouens miskien, 4 ouens moes dit kon vertel het. En die boodskap van hoe een in die wêreld ingetree het, het raak ons diep. Dankie daarvoor. Dankie dat ons nou in die volgende paar weke so 'n bietjie kan die verhaal, die storie vertel vir mekaar.
Aan U kom die lof en die eer toe, Here. Dankie vir Matteus en vir Markus en vir Lukas en vir Johannes wat die storie van Jesus van U kom vertel. Aan U kom die lof, die eer en die aanbidding, Here. Amen. Okay, ons volgende week vertel ons verder. Begin ons by Matteus 1, vertel ons die storie tot aan die einde van Johannes. Okay, sien vir julle volgende week. Ja, nee, wag, sien julle Sondag in die kerk. Cheers. Bye bye.